my God, want U sê, roep julle my, en kom tot my toe, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, 1 Petrus 5:7 sê dit, Here, hierdie diens is so geseën, ek voel ek kan dit my oor toe maak, en huil, en sê, dankie, Here, mensdom sê so min, dankie, Here, ek haal asem, dankie, ek is wakker, dankie vir my man, my kinders, Here, dankie vir 'n kar, dankie, net, vanmorgen vir wat U vir ons kom doen, dankie vir hierdie diens, Here, U het dit moontlik gemaak, U het gesê, ek bring julle terug, en ons is hier vanmorgen, Here, dankie vanmorgen, ek aanbid die Here in die naam van Jesus, Amen. Van U stem, Here Vader, ons kan net dankie sê, Here, vanoggend bid ons, dat die Heilige Gees sal beweeg van krag na krag, dat die Heilige Gees vanoggend welkom is, in U tempel, Here, dat die, let the fire burn, let the fire fall, Lord, Here, kom vanoggend en herstel U bruid, Here, raak ons aan, Here, met die krag van die Heilige Gees, Here Vader, spreek met geestelike autoriteit, praat met ons, o Here, praat met die hart van die mens, o Here, in die naam van Jesus Christus, o Here Vader, in Jesus naam, Amen, en Amen, en Amen, en Amen, en Amen. Dan gaan ek uitstuur, ek wil net die deur op die kieper, ek voel het tot af, ek moet wat jy. Dis beter. Dankie Here. Vanoggend sit ek hier so en dan praat ek, almal weet ek staan vroeg op. En dan het ek my stille tyd by die Here. Die sal sit. Dan die Louisa het gesê ons moet kyk. Ek het gesê ons moet kyk want hulle is stout. Ja, dis nou die kans. Okay, kom ons gaan aan. Okay. En terwyl ek so met die Here praat, sê ek, Here, U woord moet vanoggend stigtend wees. U woord moet opbouend wees. Here, U woord moet die mense hart aanraak. Here, ek weet nie wat om te doen met die woord nie. En ek sit so en ek praat en ek begin te bid, want ek weet dan, die Here gaan nou met my praat. En terwyl ek so praat, begin die Here, en hy sê vir my, vind jou hoop. En ek sê, Here, ons lewe almal in hierdie laaste dae. Pryse gaan op, brandstof gaan op, mense se geduld gaan op, en alles gaan op. En almal van ons is in hierdie wêreld met hierdie struggle. Ons probeer cope. Maar ek is nie om te cope nie. Want ek is nie 'n survivor nie. Mense moet my mooi verstaan. Survivor is op die TV, ek is nie 'n survivor. Ek is 'n koningskind. Kyk jy dit nie vanoggend gesê nie. Kyk jy het nie vanoggend gesê jy is 'n koningskind. Amen. Ons is nie survivors. Ek sien nie game van om te survive of om te cope nie. Ek is hier om te triomfeer. Want ek is 'n koningskind. So vind jou hoop vanoggend en gaan huis toe met nuwe hoop, nuwe moed, olie in jou lampie en laat dit brand. Prys die Here mense. Amen. Amen. En ek sê Here, maar ek moet nou hierdie week aangaan. Want dan verlede week, ek trek nou 3 weke op hierdie stuk. Ek moet nou weer aangaan. Want U woord is krag. En die Here sê vir my, daar's 'n liedjie wat ons ook sing. Dink kyk jy ken hom ook. Dit is die krag van God in Jesus. Luister wat ek sê. Dis die krag van God in Jesus en deur Jesus.
Nou kom ons gaan terug. Nou, Jesus is die woord. So die krag is in die woord. Kom ons punt ons hoop op. Kom ons staan op. Kom ons wees nie moedeloos. Kom ons kyk nie na die dinge van die wêreld nie. As dit wel swaar gaan, moet dit swaar gaan. Oh my God, dit het my gesê, ek moet so sal wees. Die woord sê vir ons moet dieselfde as die wêreld wees. So as hulle wil sap, laat hulle sap. Ek se koningskind. Let I rejoice. Wat skies? Sê my pa die koning. Daar sê my pa se koning. Yes, kom ons vind ons hoop vanoggend en ons staan op. Daar's krag in die woord. En kyk wat sê die woord. Kyk gou na 1 Korintiërs. Nou, dis in die Ou Testament. Okay man, as jy met my stryd, dan gaan ek nou Nuwe Testament. 1 Korintiërs 1 Korintiërs 16 vers 11. En hierdie was ook amazing, ek het dit al gepreek en Here het nou dat ek hierdie vers mee begin vanoggend. Laat niemand hom dan minag nie. Maar in ons struggle, ek kry swaar. Ek trek swaar. Ek verloor krag, ek verloor moedeloos. Die Here het vanoggend dat ek iets neerskryf vir jou. Luister hierso vir jou. Jy wat jouself minag. Dis waaroor my woord gaan. Jy wat van jouself niks dink nie. Die Here is nie kwaad vir jou. Luister wat ek vir jou sê. Die Here is nie kwaad vir jou. Die Here sê dis oukei as jy moeg is. Die Here sê dis oukei as jy hartseer is. Die Here sê dis oukei as dinge vir jou te veel is. Die Here sê dis oukei. Hy hoor jou hart. Hy hoor jou hart. Hy sê dis oukei as jy bad voel. Jy kry nie antwoord nie, die druk is op jou. Dis oukei. Want die Here sê, wow, Here, dis oukei. Ek is hier. Jesus die Here is hier. So moenie so min dink van jouself nie. Moenie dink aan jou probleme nie. Moenie dink aan jou omstandighede nie. Vanoggend die Here sê hy is hier. Los jou probleme. Here probleme. Ek sal dit vat met skouers. Ja. Los jou probleme. Almal van ons het probleme. Maar tel jy kyk die hele dag daarin vas. Jy gaan niks verander. Vanoggend wil ek hê jy moet jou aandag van jou probleme val en op die kruis. Want Jesus sê hy is hier. Vanoggend daar waar jy sit. Jy is hopeloos, jy is moedeloos, jy is gedaan. Die Here sê is oukei. Sê Here, hier is ek. U het my gepraat. Sê net Here, hier is ek. U is hier. Raak my aan. Raak my aan. Raak my aan. Praat met my, o Here. U is hier. Praat met my, o Here. Praat met my. U is hier. U sê dis oukei. Praat met my hart, my Here. Here, praat met my. Hier staan ek. Ek staan voor die troon. Ek het U nodig. Here, ek wil nie meer min dink van myself nie. Want U gaan my help wees. Here, help U my. Asseblief, o Here.
Here, kom vanoggend in die grootheid en die magtigheid, maar kom in die grootheid van Uself. En kom raak my aan. Here, wees U vir my hulp van naby in Jesus naam. O Here, Jesus sê hy is hier. Die Here sê vind jou hoop. Om hoop te vind moet jy vrede in jou hart hê. Jy kan nie vrede hê as jy wil hê die Here moet jou kom help. En jou aandag is weg. En jou aandag hardloop na jou probleme toe. Onthou, jou aandag raak nie moeg nie. Hy hardloop die hele dag. Hy hardloop 24 hours. Hy stop nie vir petrol. En hy is ook nie bang vir optrane nie. En as hy 'n aftrane kry, dan val hy spoed. En dan hardloop jou, dan hol jou gedagtes. Maar die Here sê hy is hier. So vanoggend wil die Here met elkeen van ons praat. Elkeen van ons. Elkeen. Die Here wil vanoggend hier met ons praat. Kom ons gaan na Psalm 59. 59. Dis net voor 60. Okay, en dan vers 17. Oh, prys die Here. Halleluja. Ek is by Jesaja. Jy sien hy bly in die Nuwe Testament. Prys die Here Jesus nou daar. Halleluja. Maar daai kon nog gewerk het. Okay, 59 vers 17. Maar ek sal sing. Jy kan net vreugde kry en vrede kry en sal kan sing wanneer jy jou vertroue in die Here werklik sit. As jy jou aandag van jou probleme afhaal, jy sit dit op die kruis. Jy glo in die Here, jy staan op die Here, dan gaan hierdie skrif in vervulling kom. Want die skrif sê, maar ek sal sing van U sterkte. Elke môre jubel oor U goedertierenheid, want U was my rotsvesting vir my, 'n toevlug in die dag van benoudheid. Ons almal is in die dag van benoudheid, maar die Here sê vanoggend, vind jou rus. Hoekom? Wat gaan gebeur? Jy gaan oorwinning hê. Almal vra, hoe gaan ek oorwinning kry? Die geleentheid is hier, Jesus is hier. Jesus is hier. Hy's hier. Maar wil jy 'n deurbraak hê? You want a breakthrough? Yeah, I want to break free. Ja, maar dit is ook goed. Ons is nou by die job nie. Kom, ons soek 'n breakthrough. Almal van ons bid vir 'n breakthrough. Die Here is vanoggend hier om vir jou breakthrough te gee. Maar jy sê jou aandag moet skuif van jou probleem na die kruis. En wat gaan dan gebeur? Jy gaan kan sing. Jy gaan kan jubel. In die môre gaan jy kan jubel en sê, Here, U is my krag, U is my sterkte, U is my joy. In the morning, the joy will come. Kom aan mense. Prys die Here, halleluja. In Jesus naam. In Jesus naam. Here, kom raak ons aan. In Jesus naam. Prys die Here, halleluja. Gloria, halleluja. Here, ons het daai deurbraak nodig. Almal wat daai deurbraak nodig het. Jy het vrede nodig. Jy kan nie vrede kry as jy worry nie.
Jy kan nie kalmte kry nie. Jy kan nie die joy van die Here kry nie. As jy die hele tyd benoud is nie. Die Here is hier. Kom, gee vanoggend daai las vir hom. Gee vir hom daai las. Gee vir hom, sê Here, moenie net die sak vat, jy vat alles. Here, ek wil alles vir U gee. Maar as jy dit vanoggend vir die Here gee, moet nou nie dit gaan loop haal nie, man. Los dit nou by die Here. Moenie hy sal sê amen, jy roep huis toe, jy gaan haal dit weer. Jy wil hy deurbraak hê. Die skrif sê vir jou deurbraak is hier. Luister wat hy sê. Maar ek sal sing van die sterkte, elke môre. In die oggend is die deurbraak hierso. Hierdie week toe sit ek 'n boodskap op Facebook. Ek het groot respons gekry op TikTok ook. En ek het gesê, moenie laat jou gister jou inhou nie. Want baie van ons sê, en ek het dit al hoeveel keer al gehoor, as mense sê, as ek net gister kon verander. Vergeet gister, man. Verander hom nou. Sodat jou môre joyful kan wees. Maar nie oor gister nie, jy kan hom nie verander nie. Maar verander hom nou. Dan gaan jy môreoggend kan jubel, kan juig, soos wat die woord sê. Dan gaan jy môreoggend kan joyful, jy gaan saam met my kan dans, man. Ons gaan jubel in die Here. Ons gaan jika. Ons gaan nie sakkie nie tannie. Ons gaan jika. Dit beteken jy gaan hierso staan, jy gaan so maak, jy gaan voor die Here wees. Maar jy gaan dit doen tot eer en verheerliking van hom. Want jy is sy bruid. Hy is lief vir jou. Die Here het vanoggend gesê, dis oukei hoe jy voel. Hy verstaan jou hart. Maar nou moet jy dit vir hom gee, sodat jy jou deurbraak kan. So, wat sê die skrif? Hy sê in die oggend, luister wat sê. Luister, let op na daai woorde in die môre, of elke môre. Luister hierso. Want ek sal sing van die sterkte en elke môre oor die goedertierenheid. Môreoggend as jy wakker word, dan wil ons nou sê, Mikael gemaak by koffie nie. Ons moet sê, Here, ons sal joyful hê. Ons sal dink aan die goedertierenheid. My deurbraak is hier. And I will walk in it. I will walk the walk of freedom. Yes. Hoekom wil ek nou worry? Kom, julle sal moet opstaan vanoggend. Julle sal moet opstaan in julle geloof. Julle sal die krag moet vat, want jy sal die keuse moet maak. Nou wys die Here vir my iets moois. Jy sal 'n keuse moet maak. Of jy wil hê jou môreoggend moet joyful wees. Of gaan hy dieselfde wees as vanoggend, waar jy mislik opgestaan het. Maar jy sal die keuse moet maak. Nee. Ek wil môreoggend happy opstaan. Ek sal die keuse moet maak. Ek wil joy, ek wil dit deurbraak. Ek wil dink aan God se sterkte. Ek wil dink aan sy goedertierenheid. Ek wil jubel en ek wil juig. Ek wil my vreugde in hom hê. So verander jou mindset nou. Jou denke. Vertel hy brein van jou, hy moet stop, man. Hy moet hy juice hy begin hardloop, hy moet na jou hart luister. Prys die Here, halleluja. Here, ek weet ook kan hy, maar dit klink goed. Dis deel van die preek. Here, kom aan, die Here sê, gee dit vir hom. Maar jy moet die keuse maak, terwyl jy dit gee vir hom, dat jy môreoggend gaan wil opstaan met joy. Met joy. Wat sê die woord? The joy comes in the morning. Nou wil jy dit hê.
Nee, dis nie ja pastoor nie. Ek vra wil jy dit hê? Amen. Ja. Yes. Want ek wil my deurbraak hê. Die skrif is baie direk vanoggend. Want hy wil hê jy moet jou hoop vind vandag. Die opskrif van hierdie boodskap is vind jou hoop. Dis deur God vir my gegee. Ek het dit hierdie kant neergeskryf. Daar's nog. Die Here sê vind hoop, vind vrede, vind kalmte vir jou gemoed. Vir jou gemoed, vir jou siel. Kry kalmte man. Die wêreld gooi tantrums en alles, mense raak benoud. Wat onnodig is. Weet jy wat gaan gebeur? Hulle word siek. Hulle kry hartaanvalle, beroertes, ek spreek dit nie uit. Want dis waarheen dit lei. Moenie daai pad loop. Sê Here, ek kan niks verander. Ek kan aan gister niks verander. Maar kan my môreoggend kan ek verander. Ek wil nie môreoggend so opstaan nie. Ek wil nie daai hê nie. Ek wil nie daai sakke hê met daai herinneringe wat my vertel die sukkel nie. Ek wil nie daai sakke hê wat my sê dat jou deurbraak is nie. Hy het my teen die seer. Maar nou het hy my geprint maak sê, Here, ek kan nie die pad. Wat gebeur nou? 'n nuwe hoofstuk. Gaan God nou skryf. Hy gaan die pad vir jou. Want my joy is werk in die oggend. Ek soek my blydskap in die oggend. Ek wil dink aan God se goedertierenheid in my oggend. Ek wil nie dink aan my probleme, ek wil dink aan sy goedertierenheid. Amen. Vertel jou probleme, jy wil dink aan God se goedertierenheid. Vertel op 'n dag nog dat hy trek. Vertel hom hy moet gaan. Vertel hy worries. Dis dit daar aan die kant garage. Ek weet nie wat garage. Maar dit klink goed. Dit rym. Vertel jou worries, hy moet gaan. Hy moet gaan. Môreoggend as ek wakker word, moet die goeie tierenheid van die Here eers in my hart wees. En nie my probleem nie. Maar my probleem is nie meer my probleem nie. Ek het vir God. En nou gaan ek sien hoe skryf die Here 'n nuwe hoofstuk. En ek wil hy hoofstuk hê. Maar al wie hom gaan kry, jy gaan 'n keuse maak. En daai keuse moet jy vandag maak. Dat jou môre kan kry. Because the joy comes in the morning. The joy comes in the morning. Come on, gemeente, come on. Die joy kom in die môre. En die joy kom in Jesus, vir Jesus, en in Jesus alleen. Maar Jesus is hier vandag. Kyk gou na Psalm 28. Hy sê voor 27. Wel, kyk maar, na 27. Ja, julle kan vandag stry met my. Mense sal dink julle ken die Bybel. Ek sukkel nog. Psalm 28 vers 7. Sê dit vandag en verklaar dit. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou. Nie my gedagtes nie, my hart vertrou. Amen. Ek is gehelp. Luister wat sê die woord, hy verklaar dit. Ek is gehelp. Amen. Miguel, dis nie maybe nie. Spreek dit. Jou woorde het spreek dit. Vertel hy probleem. Ek is gehelp. En as hy nie verstaan, hy skree op hom dat hy gaan. Ja, amen. Help hom sommer, pak sy goed man. Help hom uit by die hek. Help ons om maar laai daar die taxi. Laat hy gaan.
Want hy moet verstaan, ek is gehelp. Ek is gehelp. Al het ek hier 'n probleem, dis nie meer my probleem, so God se. Môreoggend staan ek op met joy. Ek is gehelp. My probleem moet my ophou vertel, ek sukkel. Ek sukkel nie meer nie, ek is gehelp. Ek verklaar dit oor my lewe, want Jesus is hier. Hy wil hê, ek moet 'n joyful oggend môreoggend hê. Hy wil hê my dag en môre moet great wees. My week moet great wees. Kom, ek wil my deurbraak môreoggend hê. Die woord sê ek is gehelp. Begin dit in jou hart vas. Ek is gehelp. Nou sê dit. Sê dit vir Linda. Ek is gehelp. Dis tyd dat ons die woord spreek. Wat het God gesê? Laat daar lig wees. Daar was lig. Ek is gehelp. Maak nie saak hoe jy voel nie. Die Here het nou nog gesê, dis okay om so. Maar is nou tyd dat jou gemoed moet verander. Want jy moet vrede kry, kalmte kry. Jou gemoed binne jou liggaam beter kan voel. En al wat dit gaan help, is om te sê, Here, die woord het begin om te sê, ek vertrou die Here met my. Want ek is gehelp. Yes. Sê dit. Ek vertrou die Here met my hart. Ek vertrou die Here. En nie kyk na jou omstandighede nie. Kyk na jou woorde. Ek vertrou die Here. Ek is gehelp. So, my probleem moet dit verstaan. Amen. Die Here laat ek dit spesifiek vir julle noem vanoggend. Daarom jubel my hart. En kyk hoe verander jou hart wat jy vertel. Ek is gehelp. Met my hart sal ek op die Here vertrou. Nou sê die Bybel, my hart, nou gaan my hart jubel. Jou hart gaan bly raak, man. Jy gaan 'n smile kry, jy het nie eers Colgate te gebruik nie. Jy gaan bly raak. Jou siel gaan bly raak. Jy gaan opgewonde wees. Hoekom? Nie omdat jy goed is. Omdat God goed is. Want Jesus is hier. Dis sy gees wat vanoggend vir jou sê, ek is hier. Ek is hier. Ek is hier vir jou. Ek is gehelp. Sê dit vir jouself. Al moet jy dit 10 keer sê, maar hou dit aan sê. Sê dit. Sê dit. Nog. Ja, hou aan dit sê. Hou aan. Hou aan. Totdat dit in jou hart inval. Ek is gehelp. Ek is gehelp. Ek is gehelp. Verstand begin dit aanvaar. Laat ek dit wat ek gehelp is, want my joy moet in my hart inval. En as hy probleem weer kom, dan sê vir hom, ek is gehelp, ek is gehelp, ek is gehelp, ek is gehelp. Ek is gehelp, my hart sal vertrou op die Here en ek sal joy in my hart hê. Ek sal jubel. Want die skrif sê dit vir jou. En hy sê, ek sal hom loof met sang. Nou vertel die Bybel vir jou, wat moet jy doen? Sing tot eer van die Here, man. Die Here is my krag en my psalm. Kom aan, die Here is hier vanoggend. Die Here is hier om jou los te maak. Die Here is hier om vir jou te help. Die Here is hier om vir jou te sê, hy is saam met jou. Hy sien dit. Maar hy wil hê, dit moet beter gaan in jou hart. Hy wil hê, dit moet beter gaan in jou gemoed. Kom aan, hy wil hê, sy sterkte moet in jou wees. Sy krag moet in jou wees. Jou battery kan nie nou staan en vlek raak. Dis nou tyd om te recharge. Jy hoef nie airtime te gaan koop nie, ons gee dit sommer vir nie. Hier is die airtime. Die woord van die Here. Dis nou tyd vir recharge. Want ek het dit nodig vir hierdie week wat voor lê.
Ek het nodig om hierdie week te kan ingaan met 'n sterk sein. Maar ek moet net sorg dat hy sein nie opbreek. Hoe breek hy op? Dis wanneer ons nie bid. Hulle vanoggend het die kindertjies gebid. Miguel, jy het op gewys. Yes. Dis wanneer die sein swak raak. Dis wanneer die onderbreking is. Dis wanneer daar WhatsApps inkom. Jy wil gou koekeloer, want jy interfereer met jou gebed. Daai notifications, net lees op Janita nie gestuur het, laat sy my soek. Ja, dis net 'n grappie, maar dis wat ons doen. Jou aandag word net so weggevat. Op daai call wat inkom. Ek het 'n nuwe ding gekry. Ek antwoord nie my foon as ek bid nie, man. Hy kan hoeveel keer lyk. Mense sê hulle sukkel om my in die hand te kry. Dan sê ek vir hom, ek het 'n sekretaris. Bella. Dan sê my bid is nie dieselfde nie. Gewoon bel hulle aan en sê hulle sukkel om my en dan sê sy weet hulle sukkel. Sy klaar gebid en dan sê sy my hoor jy hulle sukkel nie by, sê ek ook ek sal nou bid. Ek worry nie, want as dit belangrik is gaan hulle my weer bel. Ja. As dit nie belangrik is, dan bel hulle nie weer nie. So ek belê my tyd in die Here. Want ek soek joy in die volgende oggend. Ek soek blydskap in my volgende dag. Ek soek nie trane en hartseer. Ek soek nie vernietiging en bekommernis. Nee, my hart moet verstaan, ek vertrou die Here. My hart moet verstaan, vanoggend my hart verstaan. Jesus is hier. Ek wil hom vertrou. Ek wil hom alles gee. I want to surrender all. I want to surrender all. All my planne, all my ambitions. Wil ek vanoggend by die voete van Jesus neersit. Alles wil ek neersit, alles wil ek neersit. I want to surrender. Hoekom het ons gesing op die einde van daardie 5de song? Holy Spirit. Holy Spirit. Move in now, maar die Holy Spirit kan jy nie move as jy jou gedagtes die hele tyd met jou probleem besig is. As jy hom nie wil vertrou nie. Dis hoe jy in jou aandag moet skuif. Because he wants to make you whole. Hy wil jou heel maak. Hy wil jou aanraak. Jesus is hier. Joy must come in the morning. Die woord sê dit. Die woord sê die joy kom in die oggend. Jou hart moet verstaan, jy wil die Here vertrou. Come on mense. Ek dink hier is 'n pypboodskap. Here, ek voel dit is een van die boodskappe wat die mense moet hoor in Suid-Afrika. Want daar is hoop, vind dit. En terwyl jy dit vind, maak seker die duiwel steel nie jou joy nie. Verstaan my. Nee, jy verstaan my nie. Hoe werk die duiwel? Kom ek vertel jou gou. Hy bring al sy manne. Ek weet nie hoeveel manne het hy nie, maar hy het 'n hele klompie. Kom ons sê hy vat 20. Dan sê hy okay, hulle konsentreer op kyk. Die hele dag kyk hulle op kyk. Wat irriteer? Wanneer raak sy moederloos? Hoe reageer sy as sy 'n boodskap kry? As hy telefoon opneem? Hoe reageer sy as iemand haar vies maak? Ek gebruik dit vir kyk op. Hulle konsentreer by haar. Wanneer lag sy? Hoe staan sy op? Hoe lyk sy as sy opstaan? Wat is haar eerste gedagtes? Hy bestudeer jou deur en deur. Hy weet alles. Jy glo my sien reg nie.
slaap op die maag. Hy gee hom nie eer nie, maar hy sê nie dat hy en hy breek op nie. Hy check jou uit. Want dit is 'n free of charge. Sy moet nie glo nie, gaan kyk. Job sê, Here het al gesê, ek sien jy let op my nek klop. Hy bestudeer jou deur en deur. Wanneer jy dit die minste verwag en nok jou. Wanneer jy joyful is, dan sê hy, okay, ek het gesien Miguel daar kwaad. Soos sit daar. Kom ons kry iemand om aan te bel. Kom ons maak gou een van die kinders ongelukkig. Want Miguel gaan oplof. Dis net 'n paar dinge wat ek nou uithaal. Dis om vir jou net te wys hoe werk die vyand. Kom maar vir Freddy ongelukkig by die werk. Laat sy baas ongelukkig wees. Haal hy dit op Freddy uit, dan gaan Linda suffer. Ja. Kyk wat doen hy. Hy bestudeer jou. Hy weet waar jy te dok. Jy jouself ken jy nie so goed nie, man. Jy moet nog leer. Hy leer jou ken. Wat jy hy weet tot wat jou eerste gedagtes as jy wakker word. Want die uitdrukking gaan op jou sig. En waarmee word jy wakker? Here, nog 'n dag. Ek voel so moeg vandag. So hy verstaan jy hou nou van hom uit te spreek, jy's moeg. Ja. Wat gaan hy doen? Hy gaan jou steur in jou slaap. Ja. Mense, ons verstaan nie die werke van die vyand. Hy bestudeer jou, hy kyk hoe lyk jou minute elke dag. Okay, Miguel is powerful, wanneer sy opstaan, dan begin sy bid. Tot 10 toe kan ons niks met haar doen. Wat 10 begin sy te relax. Kom ons stuur 'n oproep deur. Trek haar aandag af. As hy eerste aandag afgetrek is en sy deur wat oop is. Wat gebeur dan? Dan kom die man. Dis hoe die vyand. Maar kom maar, jy is slim word in die woord. Jy môreoggend opstaan en die vyand bol. Die dag jy môreoggend op om dit te doen. Gaan in Efesiërs 6 toe. Efesiërs 6 is daar in die Bybel. Soek dit. Efesiërs 6. Dan doen jy wat ek vir jou sê om te doen vandag. Jesus is hier. Amen. Vers 10. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Wat sê die woord vir jou? Word Kragtig in die Here. Die duiwel let op jou. Die duiwel konsentreer op jou. Sy werkers van ongeregtigheid konsentreer so op jou. Hulle hou jou so dop. Maar nou sê die Bybel vir jou, wat moet jy doen? Hy sê, word kragtig. So wat moet jy doen? Staan op met die krag van God môre. Joy comes in the morning. My hart moet overflow. Ek moet vol van die krag word. Hierdie vers 10 sê vir jou. Word kragtig in die Here. Begin met die Here. En in die krag van sy sterkte. Laat die Here jou sterkte wees. Ek gaan nou, ek sien tyd al my alweer. Dan sê vers 11 vir jou. Trek die volle wapenrusting van God aan. Sodat jy kan staan en bly teen die liste van die duiwel. Sodat hy nie jou kan bestudeer nie. Maar nou skiep jy vanoggend. En hy bestudeer jou. Kyk, jy het vanoggend geskiep. Kyk, kom ons wat jou môreoggend trek sy die wapen. Kyk, hoekom het sy gister geskiep?
Het was al oproep wat ingekom het. Het was 'n SMS wat deurgekom. Kom ons stuur vir 'n SMS. Wat gaan hy volgende oggend gebeur? Jy gaan nie wapen rustig aan. Dan word het 2 dae. Dan word het 3 dae. Dan word het 4 dae. Dan word het 'n week, 2 weke, 5 weke. Dan word het 'n maand. Dan word het maande. Dan word het jare. Want jy nie die wapenrusting aantrek nie. Jy kry al die nog. Die vyand bestudeer jou dag in en dag. Hy kyk hoe kan hy jou nog verder verdeel. Hy kyk tog hoe kan hy jou nog vasmaak. Hy kyk waar kan hy jou nog vasmaak. Hy kyk hoe benoud kan hy jou nog maak. Want jy roep nie tot die Here nie. Die Here is nie jou sterkte nie. Dit woord sê broeders word kragtig in die Here. Maar jy kan nie kragtig word nie. Al ken jy die Bybelversies, as jy nie die wapenrusting aan het nie, kan jy nie kragtig in God wees in sy sterkte nie. En dis 'n open deur. En daar's 'n oop deur. Trek die volle wapenrusting aan. Begin. Skoene aan jou voete man. Yes. Dan 'n beld om jou heupe om jou broek vas te hou. Ja. So maklik. Skoene, beld. Ja. Borswapen om te beskerm. Yes. Amen. Dan die helmet. Soms dat jy nie jou kop stamp nie. Ja. En dan 'n skild. 'n Skild kom hier, so 'n ronde ding om die pile af te weer. Ja. Dan tel jy die swaard op om die vyand te slaan, nie te kill nie, want ons almal kill hom. Ja. Om te slaat op om te sê hoe slaat jy hom? Die Here is my krag en hy is my sterkte. My hart moet verstaan, ek vertrou op die Here. Ek sal joy in die oggend hê. My deurbraak sal hy hê. Sal hy wees. Ek sal my deurbraak môre hê. Want die woord kan nie leef terugkeer. Yes. En ek sal joy hê. En ek sal die volle wapenrusting hê. En dis jou môre aantrek jou Dinsdag weer aan, en dan Woensdag, dan Donderdag, dan Vrydag, dan elke week, dan elke maand, elke jaar. En selfs as jy getroud is, dan trek jy jou vrou op aan. Amen. Die wapenrusting. Ja, die wapenrusting man. Dan trek jy jou kinders op aan. Amen. Maar trek dit elke dag die volle wapenrusting en dat jy in die krag van God kan staan. Hoekom? Want die Bybel, as jy verder lees, dan gaan jy sien, die Bybel sê, die vyand gaan vlug. Hulle almal wat jou bestudeer, gaan. Kom aan, daar's krag in die woord, daar's krag in die Here is vanoggend hierso. Die Heilige Gees is hier, ek kan voel die Gees van God praat vanoggend hier met die hart van die mens. Ek kan nog 2 verse, ek sien tyd my ingaan, maar julle moet maar nou sit. Ek preek nou eers lekker. Amen. En ek sê skaam om vir jou te sê ek preek lekker. En glo my, ek geniet dit. En ek hou daarvan as jy luister. Amen. Prys die Here. Kyk tannie Louisa weg. Ek sê eers keer maar dit sê, moenie sleg voel nie. Habakuk. Nommer 3, hoofstuk 3. Vers 19. Maar ons gaan nie 17 lees nie. Ja, ek weet almal ken vers 17 en 18 baie goed. Maar ek gaan vers 19 gebruik. Die Here is my Here is my sterkte. Hy maak my voete soos 'n hert en laat my tree op hoogte vir die musiekleier. Dit beteken die vyand moet wees, die Here gaan my opstel. My deurbraak is hier. Ek gaan joyful hê. Ek gaan die Here gaan my op hoogte sit. Dis hier. Maar jy moet die keuse maak. Hou vas, kyk aan gister. Gister is verby. Worry oor môre. Dat jou joy in die oggend kan kom. Kry jou dag reg vir die dag van môre. Kry joy nou al vir môreoggend. Dan kan sprei die meer smaak op jou.
Dis 'n resep in die huwelik, man. Dat jy joy dan môreoggend kan wees. Ja, hier is eintlik 'n amazing study. Jy geweet dit gaan so uitwerk. Dan terug na Efesiërs toe. Dis die boek wat daar in die Bybel is. Efesiërs 3. Oh, prys die Here. Wow. Dus ek het toch gemerk, maar hoe kry ek nie my merk nie? Efesiërs 3 vers 20 en 21. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid, dink, volgens die krag wat werk in ons. Hoe gaan dit werk? En deur sy woord in ons. OK, dat die krag kan werk in ons werk. Vers 21. Aan hom wat die heerlikheid in die gemeente en in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Maar luister wat sê, hoe begin hy vers? Hy vers sê, en aan hom wat mag het om te doen ver, ek kan sê, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat werk in ons. Kom vanoggend, Jesus is hier. Ver bo kan wat jy kan dink, daar's hulp vir jou. Daar's deurbraak vir jou. Kom vanoggend, ver bo kan wat jy kan dink. Maar kom, laat die krag van God kan werk vandag. Amen. Amen. Ek gaan net tot hier preek. Ek gebruik amen om my soms al te sleep. Amen. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Here, ons het die woord gehoor vanoggend, Vader. Dit maak so baie sin en dit gee soveel krag. En ek weet nie, Here, almal se harte nie, maar my hart het dit gehoor. So ek sê, dankie, Here. Dankie vir elke woord wat jy uitgegaan het, Here, en mag dit gegraveer wees op elkeen se hart, Here, wat dit gehoor het vanoggend. Here, en laat ons U dien met alles wat in ons is, Here. Die koordigtertjie sê so mooi, laat alles wat asem met die Here loof. Laat ons die Here loof, want ons het gehoor wat sê die Here vanoggend. Dankie vanmôre, Here, vir pastoor wat die boodskap uitgedra. Dankie, Here, vir elkeen wat opgekom het. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die trouvolle gemeenskap met elkeen van ons sal gaan, totdat Jesus kom. Amen. Amen. En almal wat ingeskakel is, dankie dat julle geluister het. Onthou vanaand, ons kom saam. Kom net vandag saam. OK. Kom dan net saam en dan kom join ons vanaand om 7:00 tot 8:30 toe. Waar ons die Here gaan loof en prys en gaan aanbid. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en shalom julle. Amen.